Hoe is dit? Weet julle op baie mense vra my, hoe voel dit om 'n revelation te kry? Mens kan dit nie verduidelik eintlik nie, maar jy weet as jy dit ervaar, daai openbaring wat jy kry, as jy eers skielik besef, wow, dis hoe dit werk. Ook Paulus praat baie daarvan, hy sê, laat toe dat julle gedagtes vernuwe word. Hoe weet 'n mens wanneer jou gedagtes vernuwe word? En hoe herken 'n mens daai oomblik? Wel, ek gaan dit probeer doen met die volgende. Ek gaan so 3 minute vat om 'n klein stukkie Engelse geskiedenis vir jou te vertel. En as ek klaar vir jou die storieetjie vertel het, gaan ek 3 tel. 1, 2, 3. En dan gaan ek een sinnetjie sê. En as ek daai sinnetjie gesê het, gaan jy ervaar, as jy nog nie voorheen hierdie ding wat ek nou gaan doen, saam met my ervaar het nie, gaan jy ervaar wat het is om jou mind geblou te kry en 'n openbaring te kry. Right. Okay, so hier begin ons. In 1642 tot 1649 het daar 'n burgeroorlog gewoed in Engeland. Right, die oorlog het gegaan oor die volgende. Koning Charles I was op die troon gewees en die Royalists was die ouens wat aan die regering van die dag was. 'n Weerstandsgroep het opgestaan met die naam van the Parliamentarians. Hulle wou, soos hulle naam sê, 'n parlement stig en hulle direk in weerstand teen die regering opgestaan. Wel, die oorlog het gebroei en uiteindelik sy piek bereik hierso in Julie maand in 1648. Toe die stad Colchester omring was deur die Parliamentarians en natuurlik die Royalists het van die mure van die stad af het hulle die stad probeer verdedig. Nou ja, op die mure het hulle kanonne geplaas reg rondom die stad waarmee hulle met hierdie grof geskit die Parliamentarians probeer afweer het. Nou, die Parliamentarians het self daarom 'n bietjie van hulle eie wapenrusting gehad en hulle het die muur verswak en op een plek het die muur so verswak dat een van hierdie kanonne van die muur afgeval het en in die vallei afgerol het. Nou ja, die Royalists met hulle perde en hulle soldate en toue en kettinge goed, het die kanon dadelik probeer terugtrek sodat hulle daai weerbare stuk in die stad nou weer kan begin verdedig, maar hulle het dit nooit reg gekry nie. Uiteindelik het die oorlog geval, of ek bedoel, het die stad geval, die oorlog is verby. In 1649, koning Charles I is van sy troon onthef en die eerste parlement is gestig. Nou gaan ek 3 tel en dan gaan ek 'n sinnetjie sê. 1, 2, 3. Hoe blow ek nou jou mind? Die naam van die kanon wat daai dag van die muur afgeval het en in die vallei gaan lê het en wat deur die koning se perde en sy soldate probeer terugtrek het, was Humpty Dumpty. Ja, en jy het al die tyd gedink Humpty Dumpty is 'n eier. Om die waarheid te sê, jy het dit by jou ouers gehoor en jy het waarskynlik vir jou kinders vertel Humpty Dumpty was 'n eier. Wel, 170 jaar na hierdie oorlog nog het mense geweet Humpty Dumpty was 'n kanon. Soos wat ons weet, ou Griekie in die slag van Bloedrivier is 'n kanon en nie Hansie se sussie nie. Ons verstaan dit. Maar hierso in 1870 is 'n digbundel geskryf met die naam van Through the Looking Glass. En in die digbundel is hierdie digstukkie gepubliseer. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't get Humpty together again. Jy kan nie eers van die stukkie aflei dat dit 'n eier was nie. Al die illustrasie wat saam met die versie gepubliseer was die illustrasie van 'n eier om die weerbaarheid of weerloosheid of wat ook al van regerings of van oorloë uit te beeld. En van toe af vir die afgelope 180 jaar het mense geglo Humpty Dumpty was 'n eier. En Humpty Dumpty was nog altyd 'n kanon. Nou sien die oomblik toe jy besef Humpty Dumpty is nie 'n eier nie, maar 'n kanon, is jou gedagtes vernuwe. Jy het iets nuuts gehoor. En dis die gevoel wat jy moet kry wanneer jy iets regtig besonders vir die eerste keer verstaan of ervaar. Nou sê jy, ja, okay, maar dis nou maar net 'n kinderversie, Humpty Dumpty, jy weet, okay, so Humpty Dumpty was nie 'n eier nie, dit was 'n kanon, so hoe verander dit my lewe? Maar wat daarvan as jy dieselfde proses ervaar met goed wat miskien baie, baie belangriker is? Kom ons vat byvoorbeeld, jy het van altyd nog geglo, jou ouers het jou gepreek, vir jou gesê, en sonnaarskoolonderwysers en dominees en ja, ek weet nie, leraars, mense wat by wie jy jou geestelike kos kry, het dalk vir jou gesê dat die Here wil hê jy moet warm wees vir hom, aan die brand wees vir hom, nie lou nie, want as jy lou is, gaan jy jou uitspoeg. Was jy maar warm of koud, ek sê seker wat die koud gedeelte is nie, maar ons weet net, ons moet warm wees vir die Here as ons nie warm is nie, en ons is lou, dan spoeg hy ons uit. God like nie lou mense nie, wat nie
aan die brand is vir hom en dit ding behoorlik doen nie. Nee, dit is Openbaring 6:13. En weet jy waaroor gaan Openbaring 6:13? Miskien gaan hierdie jou help om hierdie bewustheid te kry van waaroor dit regtig gegaan het. Openbaring 6:13 sê die volgende: daar was 3 stede gewees: Herodisia, Laodicea en Colossia. Hierapolis, Laodicea en Colossia. Ek butcher die naam van hierdie dorpe seker, maar nou, hier is die belangrike ding. Die ingenieurs van Laodicea het pype aangelê, wat hulle noem aqueducts, van Herodisia af en van Colossia af. En die rede hoekom hulle dit gedoen het, is by hierdie 2 dorpe, die een wat so 10 km noord van Laodicea af was, en een wat so 20 km oos van Laodicea af was. By hierdie 2 dorpe was daar waterbronne. By die een ijskoue, verfrissende fonteinwater, met helende eienskappe. By die ander ene, 4 warm water, mineraalryke bronne. So mineraalryk en so gesond, dat dokters van Laodicea af, hulle pasiënte daartoe gevat het, om van daai water te drink. Die mense het, om die waarheid te sê, die 10 km noord en die 20 km oos geloop, om hierdie water te gaan haal, want dit was vir hulle gesond gewees. Wel, toe die ingenieurs van Laodicea besluit, om die mense hierdie toch te help spaar, gaan hulle hierdie waterpype aanlê. Hulle het waterpype van klei gemaak, wat hulle vandag aqueducts noem, en hulle die water van die 2 verskillende bronne af laat invloei na die stad Laodicea toe. Natuurlik, ek kan myself indink, hoeveel jare het gevat het om hy aqueducts aan te lê, en uiteindelik breek die groot dag aan, en dan maak die sluise oop, en hier kom die water in die stad aan. Soort van, jy weet, warmwaterbron, fonteinwater on tap. En toe hulle dit oopmaak, toe smaak hierdie water so, in die eerste plek lou, glad nie meer warm of ijskoud nie, maar lou. In die tweede plek so sleg, want dit met sulfur, daar was swaalsuur daarin, en ook die klei van die aqueducts het die minerale uit die water uitgefilter en uitgetrek. Die water was horrible, dit het so sleg gesmaak, dat mense letterlik daarvan opgegooi het. Maar dit het letterlik gebruik daarvan. 'n fenominale mislukking, hierdie aqueduct systeem. Die ijskoue water van die fonteine af, en die 4 warm water van die warmwaterbronne af, het alles lou in Laodicea aangekom. Snaaks genoeg, die stad Laodicea staan bekend as the city of compromise. En wat is die moral of the story? Kry jou water by die bron. Die lewende water het net sy lewegewende en helende aspekte, wanneer jy direk by die bron kry. Nie aangelê deur pype en deur verskeie kanale en goeders nie. En weet jy wat? Partymal moet ons dan maar so, miskien 10 kilos noord of 20 kilos oos, op hierdie journey van ons stap, om by die bron van hierdie water uit te kom. Maar dan kan ek nou vir jou sê, wanneer jy van daai water drink, sal jy nooit weer dors word nie. Dis hoekom Jesus vir die vrou by die put gesê het, drink van hierdie water, want as jy van hierdie water drink, sal jy nooit weer dors word nie. Hoekom is dit so dat baie van ons sê, maar ek lees my Bybel gereeld, ek bid, ek gaan die hele tyd kerk toe, ek doen alles wat ek dink ek moet doen om 'n warm Christen te wees, maar ek voel nog steeds as my of ek lou is. Jy voel lou omdat jy nie vergenoegd is nie. Jy raak dors, want jy drink nie die lewende water by die bron nie. Dis hoe eenvoudig dit is. En weet jy wat? God love you. Hy love you to bits. Daar is nie so ding van, as jy nie hard genoeg vir hom werk, sien hy jou as lou en gaan hy jou uitspoeg nie. Dit het niks met jou en met my te doen gehad, daai stukkie in Openbaring 6:13 nie. Dit het alles te doen met waar ons die lewende water kry. En as jy daarvan drink, dan begin dit uit jou binneste uitvloei. So hierdie week, maak seker, jy kry jou lewegewende, verfrissende fonteinwater en die mineraalryke warmwaterbron by die bron self. Mooi week.